Ons almal het 'n begeerte om vir Jesus 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Ons wil 'n lig in hierdie donker wêreld wees en dit is ook waartoe ons geroep is. En dit alles begin by 'n diep intieme verhouding met hom. Een van die kragtigste maniere om nader aan God te beweeg is deur gebed. Wanneer ons eie bekommernisse en vrese en ons verlange na hom bring, dan verseker die Bybel vir ons dat hy luister en ons antwoord. Gebed en tyd in die woord van die Here en tyd saam met God is seker die belangrikste dinge wat ons ooit kan doen, want dit is hoe ons versterk word. Dit is hoe ons gees en ons siel verlig word sodat ons lig kan skyn. In Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons bid, weet ons dat ons versoeke wat ons hom gevra het, ons dit verkry. Met ander woorde, ons moet leer om te weet wat God se wil is en ons gaan dit net weet as ons in 'n intieme verhouding met hom is en weet wat hy van ons vra. En hier is die wonderlikste ding, en ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons bid. Ons weet dat ons die versoeke wat ons van hom gevra het, verkry. Daarom is dit so belangrik om te weet wat God wil hê ons moet doen. God hoor elke gebed en hy reageer in sy volmaakte tyd en wysheid, al verstaan ons nie altyd God se tyd nie. Al verstaan ons nie altyd hoekom ons baie keer vir goed moet wag nie. Wanneer ons nie die woorde het om ons hart uit te stort nie, is die psalms 'n fantastiese riglyn. Psalm 139 sê die volgende: Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ons kan God vra of ons pad reg is, en of ons pad op smart gaan uitloop, en of ons pad op vreugde gaan uitloop. God is lief vir ons en hy's altyd by ons. Wanneer ons nader aan God beweeg, leer ons om op hom te steun. As ons kyk na Moses in Eksodus 3 vers 1 tot 12, sien ons dat God aan Moses verskyn in 'n brandende doringbos, 'n lig wat nie uitgedoof kan word nie. En hy roep Moses tot 'n groot werk, maar Moses se grootste issue was: wie is ek? Here, wie is ek? En in Eksodus 3 vers 12 antwoord die Here hom en hy sê, toe antwoord hy, ek sal met jou wees. Dit maak nie saak wie jy is in jou eie oë nie, maak nie saak wie jy is in die wêreld se oë nie. As jy 'n baie noue verhouding met die Here het, en as jy gereeld tyd in die Bybel spandeer, en as jy gereeld bid, en as jy God toelaat om in jou lewe te heers, dan sal hy by jou wees en dan sal jy soos Moses enige iets kan doen. Hierdie woorde is 'n belofte. Soos Moses kan ek en jy nie twyfel aan ons roeping of voel dat ons gekwalifiseerd is nie. God roep ons nie om sy werk alleen te doen nie. Hy is met ons en hy wil ons bloot gebruik as 'n instrument waardeur hy kan werk. As 'n spanner, as mense dit nou in plat Afrikaans sê. Hoe nader ons aan hom groei deur gebed, deur sy woord, hoe helderder kan sy lig deur ons skyn en hoe meer kan hy met ons doen. Hoe meer ons terugstaan, hoe meer kan God doen. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe met 'n oop hart. En ons dankie dat U luister. Ons dankie dat U antwoord, al verstaan ons nie altyd U tyd nie. Help ons dat ons lewe gevul sal wees met U. Help ons, Here, dat ons U wil sal soek in ons lewens. Lei ons, Here, op die regte pad en herinner ons daaraan dat ons nooit alleen is nie, want U is altyd by ons. Baie dankie. Amen.